oop en ons gaan dit oopmaak by 'n paar gedeeltes. En die eerste is Levitikus 19. In my Bybel in die Ou Testament bladsy 134 en dis die eintlike gedeelte waaruit die woordverkondiging vanmôre kom, Levitikus 19 op bladsy 134 in die Ou Testament. Jy van vooraf blaai hier in die Pentateeg, Genesis, Exodus, Levitikus, dan by Levitikus 19. Die tweede gedeelte is maklik om te kry, die langste psalm in die Bybel daar in die middel van die Bybel rond, Psalm 119. En dan gaan ons daar so 'n kort stukkie lees, soos julle weet, Psalm 119 is mos mooi geskryf, met al die letters van die Hebreëse alfabet. En elke deeltjie, elke so paragraafie begin met 'n ander letter van die Hebreëse alfabet. Nou ons lees so een paragraafie ook, wat hierby aansluit. En dan die laaste gedeelte wat ons gaan lees, is in 1 Petrus 1 op bladsy 308 in my Bybel, agter in die Nuwe Testament. 1 Petrus 1, en dan gaan ons daar net ook die stukkie lees wat ons nou ook gelees het, as wet van die Here. Terwyl die Here se woord so voor ons oop lê, wil ek hê ons moet so sit, en dan sing ons net lied 442 vers 1. Vers 1 en 2, terwyl ons so sit as 'n gebed, dat die Here vanmôre vir ons sy woord oopmaak, want ek is so bang dat, as ons die Bybel oopmaak, ook ons maar net weer hier sit en luister, en dalk kan iets anders dink, en dat ons dan saam hierdie gebed bid vanmôre as gebed, dat die Here in ons harte kom werk, en deur sy woord met ons sal praat. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vul my tot die eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vul my tot u eer. Here, dis ons gebed, o Gees van God, dat U in ons harte werk, dat U ons harte oopmaak vir U woord, en dat U regtig met ons praat, en dat ons sal luister. Ons as gemeente wat hier saam is vanmôre om U te aanbid, om U naam groot te maak, wat U saam is om vir mekaar te bid, vir elkeen wie se naam ons vanmôre genoem het, om te vra, troos vir hulle, seën vir hulle, sorg vir hulle, genees vir hulle, wees by hulle, gee hulle krag. Om saam as gemeente te bid, Here, dat U daar buite vir ons op die regte tyd soveel gee wat U wil gee, want U weet wat vir ons die beste is, en wanneer dit vir ons die beste is. Ons as gemeente wat vir mekaar bid, Here, dat U vanmôre nie by een sitplek verbygaan nie, maar elkeen van ons persoonlik met U woord aanraak. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Amen. Ons lees die 3 gedeeltes, en die eerste is in Levitikus 19, vers 1 en 2. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. En dan in vers 9 van Levitikus 19,
Wanneer julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie, en ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie, of die vooraanstaandes bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemense lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie aandraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teen jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Tot sover. En dan lees ons die tweede gedeelte en dit is in Psalm 119. Psalm 119, ons lees daarvan vers 33 af. Psalm 119 vers 33. Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. Gee my insig dat ek u wet gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U verordeninge, laat die my na aan die hart lê. Dis nou vanoggend ook. Nie die begeerte om myself te verryk nie. Weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat u aanwys. Vervul ook aan my die belofte wat u gegee het aan die wat u dien. Die vernyn van mense, daarvoor is ek bang. Moenie dat dit my tref nie. Maar u bepalings, die is goed. Ek wil u bevele nakom. Hou my in die lewe, want u is getrou. Tot sover lees ons daar. En dan die laaste gedeelte wat ons lees is die wat ons nou gelees het met die wet ook in 1 Petrus 1 en ek herhaal dit vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. En dan haal hy aan uit Levitikus uit. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Tot sover. In Levitikus 9 vers 1 en 2 is ons eerste teksversie. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente van Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. En dan 1 Petrus 1 vers 16, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig, want ek is heilig. Ek wonder nogal, as 'n mens vir almal in die kerk sou vra, staan nog gou op en sê, is jy heilig of is jy nie heilig nie? En dan die tweede vraag wat ek sou wil vra is, maar wat beteken dit om te sê, ek is heilig? Ongelukkig in ons taal en in ons tradisie hoor 'n mens baie keer mense as hulle sê, jy dink jy's heilig. En ek het dit al gesê en ek wil dit weer sê. As iemand vir my sê, jy dink jy's heilig, dan sê ek bly jy dink so, want ek is heilig. Maar nou hoor ons die woordjie, skynheilig. En dan dink mense baie keer as jy sê ek is heilig, jy's eintlik skynheilig, om dit te kan sê. Want jy het mos ook baie foute, en nou maak jy of jy heilig is. En daarom dink mense ook, hoor nou mooi wat ek sê, baie keer dat heilig beteken sondeloos. As dit so was, dan is daar nie iemand op aarde wat heilig is nie. Net Jesus is heilig, wat op aarde was. En dan sou die Here nooit die opdrag gegee het, wees heilig want ek is heilig nie. Want die Here weet mos nou beter as ek en jy, dat alle mense doen sonde, al hulle nie wil nie. Selfs Paulus sê, die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek, en die goeie wat ek wil, dit doen, laat ek na. So, as die Here geweet het, dat hoekom sal hy dan gesê het,
wees heilig want ek is heilig, as hy geweet het, maar ons is nie sondeloos nie. So heilig beteken definitief nie, as ek sê ek is heilig, ek het nie foute nie, en ek doen nie sonde nie, ek het niks verkeerd in my lewe nie. Dis nie waar nie. Heilig is iets heel anders as dit. Die woord heilig in sy oorspronklike betekenis beteken eintlik afgesonder. Wees afgesonder. Ander woorde, op sy gesit. Gevat vir die Here, gegee vir die Here. Uit die wêreld uitgevat, weg van die duiwel afgevat, deur die genade van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees en die genade van Jesus, en afgesonder vir God. Ek behoort aan hom. Dis eintlik wat dit beteken. Ek behoort aan God, ek is heilig. En dis so 'n mooi woord, en dis so belangrik dat ons dit almal weet, en almal hoor, en die opdrag hoor vanmôre, wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Dis so belangrik. Om hierdie storieetjie te verduidelik, wil ek 'n beeld gebruik wat ek lank terug een keer gebruik het, en dis die gedeelte van seep. Teenoor die agtergrond wat jy daar sien, op 'n ashoop lê daar 'n koekie Sunlight seep, en met 'n rede hoekom ek die ou koekie Sunlight seep daar gesit het. Ons wêreld lyk omtrent soos daai ashoop agter. Vullis, afval, lelik, vloek, korrup, noem dit enige negatiewe naam wat jy wil. Dis omtrent hoe die wêreld maar lyk. En hier sien 'n mens aan die ander kant 'n koekie seep. Nou wil ek hê met jou oomblik indink in 'n wêreld waar seep nie soos vandag. Jy kan supermark toe gaan, president toe, en dan koop jy vir jou 'n koekie seep nie. En jy koop tandepasta en jy koop shampoo, al die goed wat ons gebruik nie. Daar was 'n tyd in die wêreld wat dit nie bestaan het nie. Mense moes baie hard werk en uit basiese elemente uit moes hulle seep kook. Van ons oupas en oumas het nog seep gekook ook in 'n swart pot. En dit was baie keer sleg. Dit was sleg vir die natuur, daai seep. Dit was baie keer sleg vir ons klere. Dit was sleg vir jou vel, vir alles, want dit was nie seep soos ons dit ken nie. Maar dit was daarom iets om mee skoon te maak. En dit was harde werk. En in 'n wêreld soos daai, toe gebeur die wonderlike ding in die 1880s, dat William Lever 'n seep uitvind vir die eerste keer. Nou hy is die ou wat die eerste keer in die wêreld dit reg gekry het om 'n koekie seep te maak, wat 'n mens in 'n winkel sou kon gaan verkoop. En dit was Sunlight seep. En dit het so groot opspraak gemaak, wat veroorsaak het dat hy binnekort 'n seepmagnaat geword het, verskriklik ryk geword het, en deur die hele wêreld het die mense van hom gehoor, van sy seep. Ek het sommer net gegoogel, en William Lever Brothers het later Unilever geword. En jy kan maar gaan kyk vandag, gaan Google bietjie wat is Unilever. En sommer net 'n paar van daai Duff en Domestos, en daar's baie ander artikels, kom almal uit hulle stal uit. En dit het alles begin by 'n ou wat seep uitgevind het. Maar dis nie eintlik waaroor die hele storie gaan nie. Die wonderlike van William Lever was, toe hy die seep uitvind, toe besluit hy, maar hy het baie mense wat vir hom werk in sy fabrieke, in Bristol in Engeland, en toe besluit hy, maar mense kan nie in 'n seepfabriek werk, maar hulle is nie skoon nie. En hulle het self nie seep nie. En daarom het hy die wonderlike ding gedoen, en as julle ooit daar kom, kan julle maar gaan kyk, na die dorpie wat daar is, wat die naam Sunlight het, en hy het argitekte gekry wat huise gebou het, en vir elkeen van sy werkers het hy 'n huis gebou. En hy het al die huise so gebou, as jy inkom by die huis, kry jy eers die badkamer, sodat die ouens van die werk afkom kon was, en al hulle werkers het seep gekry. En almal was skoon, en almal het 'n eie huis gekry, waarin hulle kan skoon woon. En dit het 'n verskriklike rimpel en effek in die hele wêreld gehad, van hierdie ou, wat op hierdie manier eintlik sy rykdom deel, om te sê, my mense kan nie seep maak, maar hulle het self nie seep nie. Hulle werk dan met seep, hulle maak seep, so hulle moet self seep gebruik. Hulle moet skoon wees. En eintlik wat hy daarmee gedoen het is, om dit wat hy maak, in die wêreld eintlik te laat vergestalt, dat die wêreld, hier uit Port Sunlight uit, dat die wêreld kan sien, waarvoor staan hulle, wat is hulle, en dit werk deur, tot in ouers, tot in kinders, tot in familie,
Almal het geweet, hierdie mense werk vir Lever Brothers, William Lever, hierdie mense maak seep. En hulle gebruik seep en hulle skoon. Nou wil ek daai beeld gebruik en sê, die Here kom en hy sê, wees heilig, want die Here is heilig. Alles dit ek botteltjie seep wat op 'n vuilgoedsak lê, wat 'n straatwerkertjie elke week in ons eie straat ook optel. Kom sê die Here vir ons in hierdie wêreld, wees heilig, want die Here is heilig. Wat beteken dit? Walter Brueggemann het gesê, the purpose of Israel is to host the holiness of God. En dit my getref toe ek het lees, nee. As ek dit vertaal, dan staan daar, die doel van Israel is om die heiligheid van God te huisves. En dan sal ons vanoggend kon sê, die doel van Vogwel Noord gemeente, hoekom hulle bestaan, hierdie gemeente, is hulle moet die heiligheid van God huisves. As hulle hier inkom, dan moet die heiligheid van God hier wees. As hulle nou hier uitstap, in elke huis van wie mense is, as julle in daai huis instap, dan huisves julle die heiligheid van God. By ons in Kraalkopstraat 103, gaan ons net nou instap, ek en Elspie, en dan is die heiligheid van God daar. Dis ons doel. En as dit nie gebeur nie, wat is dan jou doel? Dan het jy nie 'n doel nie. Dan mis jy waaroor dit gaan. God is heilig, en jy behoort aan God, en as jy aan God behoort, dan moet sy heiligheid saam met jou gaan, daar waar jy gaan. Valentine het gesê, holiness be manifest in lives that say both yes to what God requires and no to what God forbids. As ek het vertaal, heiligheid kom na vore in 'n lewe wat beide ja sê vir wat God verlang en nee vir wat God verbied. 'n Heilige lewe sê ja vir dit wat die Here wil hê en nee vir wat die Here nie wil hê nie. Punt, klaar. En dan saam met Walter Brueggemann sê, heiligheid, ons doel is om God se heiligheid te huisves. Wat is heiligheid dan? En weet julle, dit is so mooi. En waar dit vandaan kom, ek en Elspie het in ons stilte tyd is ons besig met Levitikus. Soos wat ons besig was met Deuteronomium waar het ons gepreek het in die begin van Pinkster van Koninkrykstyd wat die Here vir ons die boodskap gee. En toe ons dit weer lees, toe dink ek, is dit nie fantasties nie? En toe ons kom by Levitikus 19 en ons lees, dan staan daar in Levitikus 19 vers 19 en dis die eerste ietsie van heiligheid. Wanneer julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie, en ook nie die are wat by lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God. Nou moet julle begrip hê en onthou nie, hulle lande is sommer so tussen die huise in die dorpe en oral. Dis nie 'n boer daar ver op 'n plaas ergens nie. Hulle woon so tussenin. En hier bly arme mense langs my land. En hier's ek en hier's my land. En hier oes ek. En dan kom die Here en sê, los dit. Onthou julle die mooi verhaal van Rut, wat gaan are optel het, want hulle was arm. En toe gaan sy na Boas se land toe daar in Bethlehem, deesdae van Israel. En die are wat val, los hulle. Jy mag nie are wat geval het optel nie. En dan kom die arme mense in die aand, en hulle tel daai are op, en dat hulle ook kos om te eet. En so tel Rut are op. En as die mooi van hierdie liefdesverhaal natuurlik net, dat Boas dit sien, en hy sien hierdie mooi vrou wat are optel, en dan sê vir sy werkers, ag as jy dan nou oes, laat val maar 'n bietjie ekstra. En dan laat hulle nog are val, en sodat Rut moet terugkom na hierdie land toe, en optel, en so daar op die dorpsvloer ontmoet Boas vir Rut. En dis natuurlik die oupa grootjie, en ouma grootjie, van koning Jesus Christus, wat hier uitkom. Op 'n land het Rut gaan are optel, en het sy vir Boas ontmoet, Boas haar ontmoet, en het hulle nageslag, kom ons verlosser, Jesus Christus. Wat hy eintlik sê is, wingerde word nie 'n tweede keer geoes nie, en korrels, koring word nie weer opgetel nie. En wat sê dit eintlik vir ons? Broers en susters, dit sê vir ons, heilige mense, is mededeelsaam. Heilige mense, God se mense,
vergader nie net vir hulle self nie. God se mense vat nie net wat ek wil hê en kyk hoeveel kan ek kry en ek hou net aan vergader en bymekaar maak nie. God se mense is mense met oop hande. God se mense is nooit selfgenoegsaam nie. Sit nooit en sê, kyk hoe fantasties is ek, hoe slim is ek, hoe oulik is ek, kyk wat het ek alles bymekaar gemaak en bereik in my lewe nie. Nooit. Want dis 'n leuen. Want as jy iets het en as jy goed gedoen het en besig is om goed te doen in die lewe, is dit net genade. Wat ek en Elsbie het is alles net genade. Ons verdien nie een dingetjie daarvan nie. As jy slim is om te doen met geld, as jy slim is om te werk by jou werk, is genade. En iemand anders het nie daai selfde genade ontvang nie. En daarom kan jy nooit selftevrede, selfgenoegsaam wees nie. En daarom kan jy nooit net vergader nie. En daarom deel jy. En ek weet, dit is vir ons moeilik om te deel altyd en te weet waar moet ons deel. Ek persoonlik gee vir niemand sommer wat by 'n verkeerslig staan en bedel iets nie. Maar ek sal iemand uitnooi, kom na my huis toe, of kom na die maatskaplike kantoor toe. Ons gemeente dra honderde duisende rande by vir die maatskaplike kantoor, om mense te help. Om mense in nood te help. En interessant is dat nêrens in die Bybel lees ons, help die wat dit verdien nie. Nêrens staan dit, jy help iemand want hy verdien om gehelp te word nie. Nee, dit kry jy nêrens in die Bybel nie. Kry net eenvoudig, daar's mense wat swaar kry, en jy moet aan hulle dink, en jy moet help, wat die Here vir jou gee om te help. Dis die eerste iets van 'n heilige lewe. Die tweede van 'n heilige lewe is, wees betroubaar. Wees iemand wat betroubaar is. In vers 11 en 12 staan, julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie, julle mag nie 'n valse eed aflê in my naam, en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Weet julle, interessant nie, in die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring, die een hoofstuk, waaraan die woorde, ek is die Here, die meeste staan, is in Levitikus 19. Levitikus 19 word elke ding wat gesê word die Here beklemtoon en te sê, jy mag nie jok nie, jy mag nie oneerlik wees nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie korrup wees nie. Hoekom nie? Want jy behoort mos aan my, en ek is die Here. En dan sê dit elke keer, ek is die Here. En dan behoort ons. So ek steel net, en ek steel nie, en ek lieg nie, hoekom nie? Want ek behoort aan die Here. En ek moet betroubaar wees, mense moet my kan glo, en mense moet kan glo wat ek sê, en mense moet jou kan vertrou. Hoekom? Want jy's 'n kind van die Here. En ons kan die Here vertrou, die Here lieg nooit vir ons nie. Die Here het nog nooit iets verkeerd vir ons gesê nie. En jy behoort aan hom, dieselfde moet in jou wees. Wees heilig, want ek is heilig. En daarom moet jy betroubaar wees, want jou Here is betroubaar. Die derde ietsie wat ons lees is, respekteer ander. En dis die wonderlike nie, dink net vir 'n oomblik jou in Jesus Christus. Die koning van konings van die heelal, die skepper van die wêreld. Johannes 1 vers 1 sê, en hy archeo logos, hy was daar heel in die begin, en hy was die woord, en deur die woord het alles ontstaan. Hy is die skepper van alles. En dan kom hy op aarde, en hoe loop hy? Hy respekteer selfs die vrou wat hulle bring, wat hulle met klippe wil doodgooi, omdat sy oorspel gepleeg het. Hy respekteer vir Matteus wat in die boom sit by Jerigo, 'n tollenaar wat skelm was sy hele lewe, alles wat hy het hy verdien eintlik net skelmgheid. En die Here gaan eer die aand by hom. Niemand anders wil met hom iets te doen nie, maar hy gaan. En hierdie ou kom tot bekering. Hy tyd vir die rower, die misdadiger aan die kruis langs hom, in sy diepste nood, dink hy aan hom, vandag sal jy by my wees, en hy red hom. Dis ons Here. Hy respekteer elke ander mens wat hy bykom. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie, jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God, mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. In hulle tyd was gestremde mense afgebreek, nie geag nie. En dan kom die Here, dan gee in hierdie tyd vir hulle hierdie wet, hierdie voorskrif. Hoe tree jy op teen 'n dowe mens? Hoe tree jy op teen 'n blinde mens?
Hoe tree jy op teen 'n verlamde? Hoe tree jy op teen mense wat laer op die lewensleer as jy is, wat swakker as jy is? Respekteer elke mens. Praat met elke mens mooi. Waar jy ook al kom en wie dit ook al is. Al is dit die mannetjie wat die asblik uithaal. Kyk hoe jy hom ook kan help. Respekteer hom ook. Hy doen iets vir sy lewe. Hoe hanteer jy hom? Wat doen jy vir hom? Wat doen jy daar? En dan kom hy, wees regverdig. Dis die vierde reël wat hy gee. Kinders van die Here. En weet jy, toe ek dit lees, dink ek net, is dit nie wat ons kort in Suid-Afrika nie? Is dit nie wat, as hierdie heiligheid van God deur Suid-Afrika kon kom, watter probleme bly dan nog oor in Suid-Afrika? Waar 'n Tembisa hospitaal gestroop word miljoene, waar arme mense se lone gesteel word, deur mense wat inhalig is. Wees regverdig. Dan sê in die volgende 2 versies, jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie, of vir die vooraanstaande bevoordeel het nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop in skinde nie. Jy mag nie jou medemense lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Wat sê ons van mense? Hoe praat ons oor mense? Hoe breek ons mense af met ons woorde, al is hulle nie daar nie, al weet hulle dit nie eers nie, dan sê ons negatiewe goed. Heilige mense doen dit nie. Hoe tree ons op teenoor mense? Is ons regverdig? Hoe hanteer ons mense van die rykste tot die armste? Heilige mense respekteer elkeen. Ek onthou op 'n Sondag, ek was die eerste jaar universiteit, en ek het 'n meisie ontmoet en sy nooi my toe uit. Ek gaan kuier vir die naweek by hulle op die plaas. En dit verskriklike ryk mense gewees. Ek het eerste keer wat ek op so 'n groot boer se plaas kom, ek sal nie sê waar nie, in die Vrystaat, Noord-Vrystaat. En die Sondag gaan ons kerk toe en dan ry die heel nuutste Mercedes wat daar was. En na die tyd hou ons stil by die kafee wat hulle die koerant koop. En nou al die grand karre trek so in die dorpie. En die oom klim uit en hy staan daar op die sypaadjie en hy kuier die hele oggend met een ou. Ons wag en ons wag en ons wag. En al die ander grand mense is hier om ons. En die oom kuier met die een man. En nou sit ek in die kar om so en kyk. En toe hy terugkom sê ek, oom, wie is die ou wat oom so lank mee kuier? Toe sê hy vir my, daai het die treine nog geloop. Hy sê, ek het een keer met die trein gery. En daai ou is die portier op die stasie en toe het hy my gehelp. En toe het ons vriende geword. En nou kom kuier hy altyd vir my. En toe het ek sommer net so respek vir hom. Want daai is 'n mens, alles uit die portier. 'n Portier in daai tyd was waarskynlik een van die heel swakste werkies wat jy kan doen. En hy's hierdie mega boer, maar hulle is vriende. Hoe hanteer jy mense ver onder jou of ver bo jou? Heilige mense hanteer almal dieselfde, want ek is heilig, want ek behoort aan die Here. En die Here het vir Herodes en Pilatus hanteer, maar hy het ook die vrou en die tollenaar hanteer, en die kindertjies op dieselfde manier. En die laaste is, heilige mense het 'n rein hart. Heilige mense laat nie hulle harte vol lelike goed kom nie. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak 'n geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Die Here kan nie in 'n hart bly met issues nie. Die Here bly nie in 'n hart wat aanhou top oor wat verkeerd was. En ek hou dit nog teen daai ou en ek hou dit nog teen daai ou. Jy skryf dit af. Dit gaan nie oor die vraag, het hy dit reg gemaak, het hy dit verdien hy nou dat jy hom vergewe nie. Dis nie ter sake nie. Wat jy wel weet is die Here bly hier. En hier waar die Here bly, kan daai goeters nie wees nie. Die Here bly in 'n skoon lewe, sonder wrok, sonder haat, sonder vergelding. Die Here bly by jou. Kyk net hierdie maklike reëlings wat hy vir ons gee. Mededeelsaam, betroubaar, respekteer, regverdig, rein hart. Dis heilig.
Heilig is die een of ander emosionele iets van ek ontsê my nou alle dinge, ek mag nie met die lewe geniet en ek moet net so loop nie. Nee, heilig is 'n praktiese lewe, 'n alledaagse lewe, voluit lewe vir die Here met die riglyne wat hy vir my gee. Kom ons kom terug by die seep van William Lever. Elke dag in ons lewe, waarskynlik almal van ons, het vanoggend gewas, of gaan vanaand stort of bad. Elke dag, almal van ons, vat iewers aan 'n koekie seep. Wil jy nie vir die res van jou lewe, as jy daai koekie seep in jou hand vat, en jy stort jouself, of jy bad jouself, of jy was jou hande, net vir jou elke keer sê, ek is heilig. Nou is my hande skoon, nou is my lyf skoon, nou is my hare skoon. Maar nie net dit nie, my lewe is skoon. Die heilig, wees heilig, want die Here is heilig. En soos met seep, elke dag word jy skoon gewas met die bloed van Jesus. En soos Lever het reg gekry dat al sy mense met seep skoon is, wil Jesus het reg kry dat al sy mense met sy bloed skoon is. Soos met 'n koekie seep gewas, word ons met die bloed gewas elke dag. En ons leef 'n skoon, rein, heilige lewe vir ons Here. Ek is heilig. Is jy ook heilig? Dankie Here dat U vir ons so goed is. Dankie dat ons uit die genade kan lewe. Dankie dat ons doel is om U heiligheid te huisves op aarde. Help ons om